Ek groet in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Wat 'n voorreg om hier in jou tuisgemeente weer die woord te kan bedien aan u. Dankie vir die leraar en kerkraad wat my genooi het om vanoggend aan u die woord te bedien. Dit is altyd 'n voorreg, maar ook 'n groot verantwoordelikheid. Gemeente, kom ons sit net so, dan raak ons stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, ons het reeds ons openingslied gesing. So ek wil u vra, ek doen nie die wet en geloofsbelijdenis vanoggend nie, ek wil vir u vra om die woord van God oop te maak by Matteus hoofstuk 27. Ons skriflesing vanoggend Matteus hoofstuk 27. Ons gaan daarvan vanaf vers 34 saam lees. Nou, vir u wat die vorige geleentheid bygewoon het, toe ek hier in Brits gepreek het, sal u onthou dat ons ook uit hierdie gedeelte gelees het en ons het gepreek, of die boodskap het gehandel oor die twee vloeistowwe wat vir Jesus aan die kruis gegee is. Nou, vanoggend se boodskap is 'n opvolg, maar oor 'n ander gedeelte. En voordat ons begin lees, wil ek vir u vra, as u die woord van God lees, lees jy wat daar staan, of lees jy oor dit? Dis 'n snaakse vraag. Het jy al ooit, as jy 'n gedeelte gelees het, gevra, hoekom staan dit daar? Ek weet, hoekom staan dit daar? Want ons glo dat dit is die geïnspireerde woord van God. En hier is nie 'n woordjie te veel of te min in die Bybel. Goed, dit daar, Matteus 27. Voordat ons egter die woord van God lees, vra ek vir die manspersone vir wie dit gemaklik is om te staan, dan verenig ons in gebed. Here, ons het nou as gemeente saam gesing en ons het erken dat u teenwoordig is. En Here, wil ons pleit dat u teenwoordigheid ons sal dwing om ons ore te open en ons harte oop te stel wanneer u met ons praat. U het hierdie vergadering belê, u is die eregas. Ons is besoekers en daarom pleit ons, Here, dat u nou as die almagtige God met ons sal kom ontmoet. Dat u ons, Here, meer van u sal leer, wat u vir ons gedoen het, Here Jesus, en wat dit vir ons beteken. Ag, so maklik lees ons baie keer oor die woorde in u woord, Here, en vra ons nou 'n geopende oog, nie net om te lees nie, maar om te sien. Here, dis dan nou ons gebed, dat u in hierdie uur verheerlik sal word. Daarom bid ons, spreek, Here, want u diensknegt en u diensmaagd luister. In Jesus se kosbare naam bid ons dit, met danksegging. Amen. Matteus 27 is natuurlik die welbekende vanaf vers 32, die kruisiging van Jesus Christus. Matteus 27 vanaf vers 32. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon, hom het hulle gedwing
om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel, en vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel: dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaad terwyl hulle hoofde skud en sê: U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê: ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het, want hy het gesê: ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, dit hoor, en sê hy, kom ek lees weer. En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê: hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle, neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê: wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder. En die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur het hulle baie bevrees geword en gesê: waarlik, hy was die seun van God. En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg en hom gedien het. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seuns van Zebedeus. Dan lees ons ook hoofstuk 28, die eerste 10 verse. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig, sê vir sy disippels: hy het opgestaan uit die dode,
en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met 'n vrees en 'n groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle meteen teë en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Tot sover uit die onfeilbare woord van God. Ons teks van oordenking vind ons daar in vers 53 van hoofstuk 27. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Die tema vanoggend, die opstanding van hierdie heiliges, toon aan ons die krag en die betekenis van Jesus se opstanding. Toe u nou hierdie gedeelte gelees het, het u uself die vraag gevra, waarom sou iemand wat uit die dood uit opgewek is, nog vir 3 dae in die graf bly? Het u gewonder? Het u dit raak gelees? Die oomblik toe Jesus aan die kruis sterwe, was daar 'n groot aardbewing, sodanig dat die rotse geskeur het. Die Griekse woord daar geskeur is om 'n brood te vat en om te breek. Die klippe het gebreek, nie net geval nie. Groot aardbewing. En verder sê die verse, die grafte oopgegaan. Dan verhaal Matteus vir ons hierdie belangrike feit. Vers 52. Die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En nadat hierdie ontslape heiliges opgestaan het, noem Matteus in ons teks van oordenking vers 53 en dis na Jesus se opstanding, het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Vir 3 dae bly hierdie heiliges wat uit die dood opgestaan het in hulle grafte. En eers nadat Jesus self uit die dood opgestaan het, gaan hulle uit die grafte uit om aan mense in die stad Jerusalem te verskyn. Waarom 3 dae wag? Waarom nie dadelik, nadat hulle uit die dood uit opgestaan het, uitgaan en aan baie in die stad gaan verskyn nie? Waarom verwys Matteus spesifiek net na ontslape heiliges wat opgestaan het? Die verhaal van die kruisiging, broers en susters, is die belangrikste boodskap van die evangelie, van die kerk, van die Bybel. So kan ons aanvaar dat niks onnodig opgeteken is as dit kom by die kruisgebeure nie. Wat kan ons vandag uit hierdie gebeurtenis wat vir ons opgeteken is, van hierdie heiliges wat uit die dood opgewek is, maar 3 dae wag in die graf voordat hulle uitgaan en aan ander verskyn, wat kan ons hieruit leer vandag? Vriende, God is alwetend en niks gaan by God verby nie. Daarom is elke woord, soos ek gesê het, en wat in die Bybel vervat is, belangrik. Niks is onnodig nie. Het jy opgelet dat Maria Magdalena saam met die ander Maria eerste by die graf die Sondagoggend was, die eerste dag van die week, om Jesus se liggaam te gaan salf. Matteus 28 vers 1. Dit is hierdie Maria, die suster van Martha,
wat Jesus se voete met kosbare nardessalf gesalf het en afgedroog het met haar hare ongeveer 7 dae tevore. Ons lees daarvan in Johannes 11 vers 2 en Johannes 2 vers 3. Ekskuus, 12 vers 3. By hul broer Lazarus se dood 'n week gelede het Jesus aan Martha gesê, Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid. En dan vra hy die belangrike vraag aan Martha, glo jy dit? Glo jy dit? Toe Jesus by Lazarus se graf kom, saam met die 2 susters, nou is Maria by, en hy opdrag gee dat die steen weggerol moet word, teken Martha beswaar aan. Sy sê vir Jesus in Johannes 11 vers 39, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Dan antwoord Jesus haar voor haar suster Maria, Johannes 11 vers 40, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. In ons geleesde gedeelte in Matteus 28, gaan Maria Magdalena om Jesus se liggaam te gaan salf die Sondagoggend. En groot was haar verbasing, toe sy die engel hoor sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. En toe Maria omdraai, sien sy die lewende Jesus en ervaar sy die heerlikheid van God. Sy sien nie net nie, sy ervaar dit. Die Jode van daardie tyd het nie net getwyfel oor Jesus as Messias nie. Hulle het ook getwyfel oor waar sy mag vandaan kom en of hy werklik God was, soos hy beweer het. Kan jy onthou toe die Fariseërs na hom toe kom en hom vra, sê vir ons uit watter mag doen u hierdie? Kan jy dit onthou? Hulle twyfel aan sy mag. Nou met die opstanding van hierdie heiliges uit die dood wil God aan die Jode van daardie tyd kom bevestig dat dit wat Jesus verkondig het, dit wat Jesus homself toegeëien het, waar is. Vir daardie Jode wat hierdie heiliges gehoor en gesien het, hulle gehoor en gesien getuig het van wat Jesus vir hulle gedoen het, moes dit enige twyfel uit die weg geruim het van wie Jesus Christus werklik is. Hy is die Seun van God en hy het mag oor die dood. Jesus se kruisiging, sy dood aan die kruis, het die voorhangsel van die tempel in 2 laat skeur, soos ons gehoor het. Dit was die perfekte offer om versoening te bewerkstellig tussen God en mens. Dit wat skeiding maak tussen God en mens, sonde, is deur Jesus se offer aan die kruis uit die weg geruim vir die mens om toegang te vind tot God se genade, daardie genade wat tot elke mens se beskikking is. Maar Jesus se opstanding het oorwinning gebring. Oorwinning oor sonde en oorwinning oor die graf, die ewige dood. Uit ons geleesde gedeelte leer ons baie oor die krag en die betekenis van Jesus se opstanding uit die dode en wat dit vir ons beteken deur hierdie ontslape heiliges wat opgestaan het en na 3 dae, toe Jesus self uit die dood opgestaan het, uitgegaan het, uit die grafte uit en gaan getuig het aan almal wat wou hoor in Jerusalem. Kom ons gaan kyk wat hierdie verse ons leer. In die eerste plek
sien ons uit hierdie gedeelte dat die woord van God vertel vir ons dat die opstanding van hierdie heiliges die vervulling van profesieë is. Vers 52 die gedeelte wat lees, en die grafte het oopgegaan. Dat God mag het oor die dood is 'n boodskap wat deur die hele Bybel verkondig word, want dit bevestig God se almag. Baie profete het dit verkondig, en met die opstanding van hierdie heiliges, met Jesus se kruisiging, word daardie profesieë waar. Die profeet Jesaja skryf soos volg, onder die inspirasie van die Heilige Gees, Jesaja 25 vers 8, hy, dit is God, sal die dood vir ewig vernietig, en die Here sal die trane van alle aangesigte afvee, en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek. Jesaja skryf ook in Jesaja 26 vers 19, en ek wil hê, u moet mooi luister. Daai versie sê, u dode sal herlewe, my lyke sal opstaan, waak op en jubel, julle wat in die stof woon, want u dou is 'n dou van die lig, en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk. Het jy gelet op hierdie woorde, u dode sal herlewe, verwys na God se ware volk, die heiliges. Die profeet Hosea skryf soos volg in Hosea 13 vers 14, uit die mag van die doderyk sal ek hulle loskoop, ek sal hulle verlos van die dood, dood, waar is jou pestilensies, doderyk, waar is jou verderf, berou bly vir my oë verborge. Die Joodse volk en die leiers was deeglik bewus van hierdie profesieë, maar wou nie glo dat Jesus die mag het om dit in vervulling te laat gaan nie. Gemeente, die woord van God leer ons dat die gebeurtenis aan en rondom die kruis die vervulling is van die skrif. In sy genade bring God die waarheid op 'n tasbare wyse na sy volk, maar wou baie steeds nie glo nie. Ja, die Jode in Jerusalem kon dalk nog getwyfel het, want voor Jesus se kruisiging het hy maar net 3 persone, dis waarvan die woord ons vertel in detail, uit die dood opgewerk, en 2 van daai opwekkings was ver in die noorde, daar in Galilea. Die eerste waarvan ons lees, die 3 gevalle is die weduwee van Nain se seun wat Jesus opgewek het. Ons lees daarvan Lukas 7 vers 11 tot 17. Ons lees ook van die dogtertjie van Jairus wat Jesus uit die dood opgewek het. Markus 5 vers 21 en verder. Lazarus van Betanië, 7 dae gelede, die dorp van Maria en haar suster Martha, is die enigste persoon wat naby Jerusalem gewoon het, ongeveer so 3 tot 7 kilo's van Jerusalem af. Daar het Lazarus se opwekking uit die dood plaasgevind. Natuurlik was hierdie nie moontlik die enigste opwekkings nie, want Matteus skryf vir ons in Matteus 11 vers 5, toe Johannes die doper se disippels na Jesus toe kom vra, is u die Messias of ons iemand anders verwag? Toe sê hy blindes, gaan sê vir hom, blindes sien meer, krepeles loop, melaatses word gereinig en dowes hoor, en dan sê Jesus, dooies word opgewek. Daar was dalk meer, maar hierdie 3 gevalle is vir ons opgeteken. Maar met Jesus se kruisiging word baie heiliges uit die dood opgewek, en die blote getal van mense wat opgestaan het, moes die Jode oortuig van wat vir Jesus moontlik is. Net soos die Jode
in Jesus se tyd nie geglo het dat die opwekking van die dooies deur Jesus waargemaak kan word nie. Net so glo baie vandag steeds dat Jesus jou nie uit die dood kan opwek nie. Die opwekking uit die dood is profeseë wat in vervulling sal kom. Soos die opwekking van hierdie heiliges by Jesus se kruisiging dit bevestig, of jy dit nou glo of nie. Jou liggaam, siel en gees gaan voor Jesus verskyn en hom bely as God. Vir die heiliges van God, die gereddes, sal dit voor die bema troon van Jesus geskied. Vir die wat hierdie waarheid verwerp, die ongereddes sal dit voor die groot wit troon van Jesus wees. Daar sal hulle voor God verskyn om God se oordeel te ontvang. Dit gaan gebeur, of jy dit nou glo of nie, want God het dit in sy profeseë voorspel, en Jesus het dit bevestig. Jesaja 45, vers 22 tot 24, daar lees ons, wend julle tot my en laat julle red alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer, hulle sal van my sê, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte. In Matteus 10 vers 32 en 33 sê Jesus, elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek bely voor my Vader wat in die hemele is. Dan vers 33, maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Jesus se opstanding uit die dood is die vervulling van profeseë. Dit is 'n waarskuwing aan die mens dat elke liggaam uit die dood gaan opstaan om voor Jesus te verskyn. Ja, jy kan dit nie vryspring nie. Glo jy dit? Dis die vraag vanoggend. Daarom sien ons in die tweede plek dat die opwekking van hierdie heiliges bevestig Jesus Christus as die Seun van God, die Messias wat mag het oor die dood. Weer vers 52, die gedeelte wat lees, en die grafte het oopgegaan en baie het opgestaan. In Johannes 5 vertel die apostel ons dat Jesus tydens 'n fees van die Jode 'n man wat vir 38 jaar verlam was, op die Sabbat genees het. Hy gee ook opdrag dat hierdie man nie verder moet sondig nie. Toe die Jode Jesus hieroor konfronteer, sê hy dat sy Vader op die Sabbat werk, so werk hy ook op die Sabbat, dis die eerste reël wat volgens hulle oortree is. Maar Jesus gaan verder, hy sê, hy dui aan dat hy die Seun van God is, maar hy sê ook dat hy mag het oor die dood in Johannes 5 vers 25 en 27. Ek lees vir ons. Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het sal lewe. Want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê, en hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Let op die woorde wat Jesus hier uitry, hy sê, en dit is nou. Dit
Griekse betekenis daar, dit is nou, dit is binnekort, dit is eersdaags. Met hierdie woorde verwys Jesus na die mag wat hy het om die dode op te wek, en die Jode gaan dit binnekort waarneem, eersdaags beleef. Maar in dieselfde gedeelte verwys Jesus ook na die latere opstanding van alle dooies, en dat almal opgewek gaan word, sommige tot die opstanding van die lewe, en ander tot die opstanding van die veroordeling. Johannes 5 vers 28 en 29, ek lees vir ons. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Die Jode en hulle leiers wou dit natuurlik nie glo nie, maar het die opwekking van hierdie baie heiliges ondubbelsinnig Jesus se woorde en toeëning dat hy die seun van God is en mag het oor die dood sterk kom bevestig. Julle gaan dit eersdag sien. En dit gebeur by sy kruisiging. Vriende, Jesus het die mag om die dode wat in hom sterf op te wek tot die opstanding van die lewe. Maar Jesus het ook die mag om diegene wat hom verwerp as die verlosser te verdoem tot die opstanding van die veroordeling, die hel. Die Jode daar om die kruis het dit 3 dae later beleef, toe daar baie heiliges uit die dood opgewek is en uit die grafte uitgekom het. As hierdie heiliges direk na Jesus se dood verskyn het aan die inwoners van Jerusalem, sou die Jode en die mensdom vir altyd wonder of Jesus se opstanding enigstens belangrik was, enigstens nut gehad het. Maar die feit dat hulle eers uit die graf uitkom na 3 dae, na Jesus se opstanding, getuig dat Jesus se opstanding die krag aan hulle verleen om te gaan getuig, hulle te gaan vertoon. Dit is 'n heenwysing van die opstanding wat nog voor lê vir alle mense. Dink net, vir 3 dae in jou eie graf, lewend, maar nog vasgevang deur die bande van die dood, van die graf. Dis natuurlik 'n heenwysing na die mens se sondige toestand. Jesus is die Christus, en hy het mag oor die dode, en vandag kom sy uitnodiging steeds na alle mense. Hoor hierdie uitnodiging soos vervat in Johannes 6 vers 38, plaas dit net hierdie vers in konteks, net nadat Jesus vir hulle gesê het, ek het mag om op te wek. Julle gaan dit eersdag sien, sê Jesus in Johannes 6, vir daardie skare, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Ook 'n uitnodiging vir oggend vir elkeen van u. Het jy al hierdie uitnodiging van Jesus aanvaar? Baie Jode het dit verwerp. Al het God daardie heiliges op daardie dag uit die dood opgewek om die volk te kom oortuig. Glo jy hierdie getuienis, of het jy dit ook verwerp?
Vervolgens sien ons dat die opstanding van hierdie heiliges bevestig dat die opstanding tot die lewe net vir die heiliges, net vir gereddes is. Vers 52 die gedeelte wat lees, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Indien daar enige verwarring by die Jode was met betrekking tot wie sou deel in die opstanding tot die lewe, het die opstanding van hierdie heiliges enige twyfel uit die weg geruim. Die Jode het geglo dat, omdat hulle afstammelinge van vader Abraham was, hulle outomaties kinders van God was, dus gered en op pad hemel toe, en dat hulle deel sou wees van die groep mense wat God sou opwek in die laaste dae. Wat 'n ontnugtering, toe hulle daar die heiliges hoor getuig. Maar Jesus dui aan die Jode, dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, nie Abraham nie. En dat niemand na die Vader kom behalwe deur hom nie. Ronduit het Jesus vir hierdie waarheid aan die Joodse volk verkondig, weer Johannes 5 vers 21. Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. Hierdie wie hy wil in vers 21 moet saamgelees word met Johannes 6 vers 40, soos hierbo genoem. En dit is die wil van hom, sê vers 40, wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. Dit is die wil van God. Om elke mens wat in Christus glo, die ewige lewe te skenk. Met die opwekking van Lazarus uit die dood, het Jesus hierdie feit ook duidelik gestel. Johannes 11 vers 25 sê hy, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Weer die vraag, glo jy dit? Die feit dat net die ontslape heiliges, nie alle Jode nie, net die heiliges daardie dag opgewek is, het hierdie absolute waarheid duidelik kom bevestig. Jode getuig hierdie gebeurtenis, nie almal gaan opstaan tot die lewe nie, gaan hemel toe nie, maar net die heiliges, hulle wie die Messias erken en hom aangeneem het. Kyk wie opgestaan het na die kruis. Nie al die Jode voor die voet is heiliges nie. Dat so baie dink aan vandag se uitverkiesingsleer wat aangaan word. So hartseer. Jy glo vader Abraham is jou vader, daarom gaan jy hemel toe. Dis niks anders as wat die uitverkiesing doen nie. Ek is gebore en daarom het God my uitverkies en ek gaan hemel toe. Wat 'n snert. Daar is geen ander weg as deur Christus nie. Net soos die kruisdood van Jesus Christus onlosmaaklik verbind is met sy opstanding, net so is jou opstanding tot die ewige lewe onlosmaaklik verbind aan jou redding. Jou aanvaarding dat Jesus Christus ook vir jou sonde aan die kruis gesterf het en jou verlosser is. Sonder die opstanding van Jesus Christus uit die dood sou die kruis niks beteken het nie. Net so sal jou verwagting om ewig te lewe in die hemel niks beteken as jy nie kan getuig dat Jesus Christus jou verlosser is nie, jy hom aangeneem het nie. Jy word nie outomaties 'n kind van God nie. Vir my interessant, baie mense wat glo net omdat ek lewe gaan ek hemel toe. Die Bybel vergelyk die huwelik
met die verhouding tussen God en mens. Jesus en sy bruid. Ek wil by u hoor, wie van u is gebore en reeds getroud? Ja, het God geweet wie jy gaan aanneem as jou bruid? Wie hy in gedagte het? Ja, verseker. Maar jy moes haar nog steeds gaan vra, of sy vir jou, hoe ook al. Jy word nie outomaties getroud gebore nie. Hoe sal jy dan outomaties gered gebore word? As jy nie Jesus Christus jou verlosser en saligmaker kan noem nie, is jy nie 'n heilige nie en sal jy ook nie die ewige lewe deelagtig word nie. Laastens sien ons dat die opstanding van hierdie heiliges getuig dat dit wat God bepaal het waar is. Jesus Christus het die dood oorwin. Weer vers 53. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Nou die woord verskyn hier in Grieks beteken om in persoon te verskyn, om jouself te toon of met woorde bloot te stel, is eintlik getuig. Om na iemand toe te stap en sê, kom hoor hier, kom luister wat het met my gebeur. Dis wat hier staan. Hulle het aan baie verskyn. Hierdie heiliges wat opgewek is, het hulle aan die mense in Jerusalem gaan toon. Hulle het gaan getuig wat met hulle gebeur het. Maar het jy opgelet? Hulle het eers gaan getuig nadat Jesus uit die dood opgestaan het. Jesus Christus se opstanding uit die dood word dikwels minder belangrik geag as sy kruisiging. Maar toon hierdie heiliges vir ons dat die kruisiging versoening bewerk en ons lewend maak, terwyl die opstanding ons losmaak van die dood en die sonde. Sonder die kruis is die opstanding niks, en sonder die opstanding is die kruis te vergeefs. Paulus skryf dit uitdruklik in 1 Korintiërs 15 vers 16 en 18, daar skryf hy, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. Dis hoe belangrik Christus se opstanding is. So bevestig Paulus in dieselfde hoofstuk dat Jesus uit die dood opgewek is en dat sy opstanding oorwinning oor die dood gebring het vir almal wat in Jesus Christus sterwe. 1 Korintiërs 15 vers 20 en 23, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Vriende, gaan lees gerus die evangelies. Dan sal jy opmerk dat selfs Jesus nooit sy kruisiging aangekondig het sonder om sy opstanding ook te vermeld nie. Soos torch and battery. Markus 8 vers 31 noem ek vir jou as voorbeeld. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. Gaan lees deur die evangelies. Elke keer sê Jesus, hy gaan doodgemaak word, maar hy gaan opstaan. Nooit kan Jesus se kruisiging losgemaak word van sy opstanding nie.
Vriende, Jesus se kruisdood het die offer gebring om die mens te versoen met God. Maar Jesus se opstanding proklameer sy oorwinning oor sonde en die dood. Sonder die opstanding van Jesus Christus uit die dood, sou dit vir die mensdom onmoontlik wees om van die slawerny van sonde te ontvlug. Sou die mensdom ewig die dood gevrees het, want ons sou nog in die bande van die sonde en die dood geleef het. Ons sou soos hier die heiliges nog in die graf gewees het, lewend, maar vasgevang deur sonde en die vrees vir dood. Maar Jesus se opstanding in die dood oorwin die laaste vyand, die dood. Met hierdie oorwinning wat ook ons deel geword het, toe ons Christus as verlosser aangeneem het en saam met hom uit die dood opgestaan het figuurlik, kan ons ook nou deel in hierdie oorwinning. Romeine 6 vers 4. Ons is dus saam met hom, dit is Christus, begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Vers 5. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Nou het ons die keuse of ons nog slawe van die sonde wil wees en wil vrees vir die dood. Vriende, jy het ook daar die keuse. Wil jy saam met ons Christus in die oorwinning leef wat hy vir jou behaal het? Of leef jy nog vasgevang in die sonde en vrees jy nog jou sterfdag? Kom ons vat saam. Gemeente, met die opstanding van hierdie heiliges met Jesus Christus se kruisiging en hulle verskyning aan die inwoners van Jerusalem nadat Jesus uit die dood opgewek is, het vir die Jode 'n duidelike boodskap gestuur en so ook vir ons vandag. Dit simboliseer vir ons dat Jesus die vervuller is van profeseë oor die opstanding van die dooies. Dit bevestig vir ons dat Jesus die Seun van God is en dit bevestig vir ons dat hy die mag oor die dood het en dat hy die heiliges kan opwek in die opstanding van die lewe. Maar dit bevestig ook vir ons dat die dood, die sonde nie meer 'n houvas op ons het nie, maar dat ons saam met ons verlosser in oorwinning kan leef. Ons kan ook saam met hierdie opgestane heiliges gaan getuig dat Christus ons verlosser is en ons bande van die sonde en die dood verlos het, deurdat hy dit met sy opstanding bewerkstellig het. Vriende, ons hoef nie meer in vrees van die graf te leef met die bande van sonde en die dood wat ons bind nie. Saam met hierdie heiliges kan ons uit die graf beweeg en aan almal gaan getuig wat Christus vir ons gedoen het. Vandag het jy gehoor wat Jesus werklik vir jou gedoen het met sy opstanding uit die dood. Daardie heiliges is 'n getuie wat Jesus vir hulle gedoen het. Die graf en sonde kon hulle nie meer bind nie, want hulle verlosser het opgestaan. Leef jy nog in die skadu van die vrees vir die dood en die graf van sonde? Of leef jy al in oorwinning wat Jesus vir ons behaal het met sy opstanding uit die dood? Waar staan jy vandag? Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons wil U dank en loof, Here, vir die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood.
Here, want dit het ons losgemaak van die bande van sonde en die ewige dood. Maar Here, ons moet vanoggend kom erken, dat baie van ons lewe nog, asof Christus nie opgestaan het. Ons is nog in daardie graf, die Here, en ons het nog nie besef, dat ons kan uitbeweeg, omdat Christus vir ons die oorwinning behaal het. En ek wil kom bid, Here, dat U deur U Gees die siel wat vanoggend in 'n worsteling is, sal kom versterk. Here, dat hulle daardie oorwinningskrag in Christus, hulle sal toeëien, omdat hulle kinders van die lewende God is. Help ons hierin, en ons bid dit in Christus se kosbare naam. Amen.